Goeiemiddag almal, Gerard Rautenbach weer hierso van IBN Immigration Solutions, wat deel is van Envoy Global. En in vandag se episode praat ons oor die intramaatskappy oordragvisa, of baie makliker in Engels, die Intra-Company Transfer Visa, of in kort die ICT. Die ICT is 'n deurslaggewende instrument vir multinasjonale firmas wêreldwyd. Dit laat hulle toe om sleutelpersoneel Suid-Afrika toe te stuur vir tot 4 jaar. Dis heelwat langer as in ander lande in Afrika waar jy meeste van die tyd beperk is tot net 1 jaar of dalk 2 jaar, as hulle so tipe visa of permit in plek het. Om te kwalifiseer vir die ICT visa moet daar 'n direkte verwantskap wees tussen die buitelandse firma en die Suid-Afrikaanse firma. Dink aan 'n tipe moeder-dogter verhouding of 'n suster-suster verhouding tussen die twee entiteite in die wêreldwye netwerk natuurlik. So wat die individu betref, moet die werknemer vir ten minste 6 maande deur die buitelandse entiteit in diens geneem word voordat hy of sy kan aansoek doen vir die visa. Die Departement van Binnelandse Sake pas hierdie 6 maande reël toe om te verhoed dat hierdie visa vir bloot net oordragredes gebruik kan word. Hulle wil graag sien hoe die firma se maatskappy kultuur gebring word na Suid-Afrika toe. Hoe dit die Suid-Afrikaners gaan oplei om daardie kultuur te ervaar hierso. Die hart van die ICT visa is die baie belangrike oordrag van vaardighede. Binnelandse Sake beskou hierdie as die firma en die individu wat basies in Suid-Afrika belê. Die aansoeker moet vaardighede oordra aan 'n plaaslike understudy. Plaaslike understudy natuurlik moet of 'n Suid-Afrikaanse burger wees of iemand wat permanente verblyf het in Suid-Afrika. 'n Formele vaardigheidsplan dis heeltemal verpligtend vir hierdie visa. En meeste van die tyd as hy 'n bietjie lig in die broek is dit maar die grootste rede vir afkeuring van die visa. So wat saam met dit gaan, moet die Suid-Afrikaanse firma ten minstens 1 Suid-Afrikaner op hulle betaalstaat het, wat natuurlik in diens is by die Suid-Afrikaanse firma, en die een persoon sal al die vaardighede ontvang. Basies na die 4 jaar van die ICT sal hierdie persoon volstoom opgelei wees om voort te gaan met die besigheid. Verder moet die Suid-Afrikaanse entiteit bewys dat hulle ten minstens 1 Suid-Afrikaner op hulle betaalstaat het, wat natuurlik hierdie transfer of skills gaan ontvang. So, die administratiewe proses hiervan, jou belangrikste vorm, so die eerste een is die gewone vorm 8 aansoekvorm van Binnelandse Sake, wat aanlyn afgelaai kan word by meeste ambassade webtuistes of die plaaslike WFS kantoor. Saam met dit wat ook natuurlik verplig word, is jou gewone paspoort, wat moet ten minstens van 30 dae na vervaldatum van die visa nog moet geldig wees, 'n mediese sertifikaat, nie ouer as 6 maande nie, en iets wat 'n bietjie tyd kan vat in party lande is die polisie-uitklaringssertifikaat. Dis baie belangrik, hierdie polisie-uitklaringssertifikaat moet vir elke land waar die individu vir 12 maande of meer in die laaste 5 jaar gebly het, uitgereik word. Die ICT kan nie in Suid-Afrika voor aansoek gedoen word nie. Die individu moet of in sy tuisland, of hy moet aansoek doen daarvoor in die land waar hy langtermyn verblyf of langtermyn visa het. Wat belangrik is om in ag te neem hiervan is, prosesering verskil van land tot land. In party lande kan dit 4 weke of selfs vinniger wees, party lande kan 12 weke of meer moontlik vat. Vir kwalifiserende groot belegging firmas bied die nuwe Trusted Employer Scheme 'n baie groot voordeel vir hulle aan met die ICT visa. Die oordrag van vaardighede word vermy en baie keer kyk jy na 'n baie vinniger prosesseringtyd van indiening by die ambassade of WFS kantoor reg oor die wêreld. So die proses begin by die oordragkontrak. Die assignment contract beginsel wat basies in ag geneem word hierso. En die groot belangrike ding is om die verhouding tussen, kom ons sê, die moederskap en natuurlik die Suid-Afrikaanse entiteit te bewys. Nadat die kontrak geteken word, word die aansoek bymekaar gesit, alles word gewettig en natuurlik alles moet in Engels vertaal word vir die aansoek.
So hier is waar die professionele omsigtigheid baie nodig is. Die ICT visa is geldig vir net 4 jaar. Hy is nie hernubaar nie en hy lei ook nie tot permanente verblyf vir die werknemer nie. 'n Kritieke vereiste is die werkgewer se verantwoordelikheid om enige finansiële verantwoordelikhede te aanvaar vir deportasiekostes. So wat belasting betref, so al word die werknemer deur die buitelandse entiteit betaal, kan die Suid-Afrikaanse firma nog steeds 'n verantwoordelikheid teenoor SARS. Daarom, groot beste raad wat ons kan gee, doen navraag by 'n belastingkenner, dat jy presies weet waar jy staan in hierdie geval. Ook baie belangrik om te onthou vir hierdie visa. Die werknemer mag slegs werk by die spesifieke tak en in die spesifieke rol waarvoor daar aansoek gedoen was by die visa in die eerste plek. So daar het ons dit. Die ICT visa is 'n baie kragtige instrument vir die groei van 'n firma indien die regulasies goed gevolg word. Ter afsluiting, onthou altyd asseblief om julle immigrasiespesialis te kontak vir enige immigrasieadvies. Immigrasiespesialis bedoel ek ons. Baie dankie dat julle ingeskakel het. I'm gonna leave this out about the tax. That's cool. No?